Die voormalige vlakplaasbevelvoerder Eugene de Kok kan dalk teen Mei maand 'n vryman wees, uiteindelik. Dit is nou volgens 'n artikel die afgelope naweek in Rapport. Een van ons gereelde politieke ontleeders, Piet Kroukamp van die Universiteit van Johannesburg, is een van die mense wat waarskynlik die meeste kennis oor hierdie storie het. Hy is vanoggend self hier om met ons daaroor te praat. Welkom, Piet. Goeiemôre, Betty. Piet, hoe het hierdie unieke verbintenis tussen jou en Eugene de Kok ontstaan? En daar is 'n unieke band tussen julle. Ja, ek het in baie kort, ek het onthou toe ek vir EW de Klerk by die Waarheids- en Versoeningskommissie gesien het en hy so versigtig is om vir die volle reikwyte van apartheid om verskoning te vra en so 'n gekwalifiseerde verskoning vra, was dit vir my baie aardig geweest omdat ek gedink het dat indien jy so 'n vrome definisie skep van wat apartheid was en die intensies daarvan, dan los jy baie van jou voetsoldate, die mense wat die moorde namens jou gepleeg het. Die los jy nou buite daai definisie en dan punt jy nou hulle as wat hulle in Engels noem rogues. Dis mense, dis die vrotappels, maar dit is nie waar nie. Eugene de Kok was die apartheidstelsel, soos wat baie van hierdie moordbendes wat die regering geskep het gedurende apartheid. Dit was die apartheidstelsel, dis die volle konsekwensies van apartheid. Nou, ek het dit geskryf in die koerant. Eugene de Kok het dit ergens in die tronk gelees, hy het my gebel, hy het gesê kom sien my. En ek het hom gevind as 'n man met geweldige integriteit en dit my herinner, ek het ook 'n deel van sy hofsaak bygewoon en daar het hy die volle konsekwensies van dit wat hy gedoen het, van sy moorde, van die verwoesting wat apartheid gesaai het, dat hy daar verduidelik en ek het besef hierdie is die ou wat werklik om verskoning gevra het vir apartheid en EW de Klerk het met bloeiende tandvleis gesit en probeer verduidelik dat we weren't so bad, ons het dit nie so sleg bedoel nie. Hy was nou al 'n paar keer op die punt om parool te kry, Eugene. Dit was baie spekulasie, eerder as wat daar noodwendige werklikheid was. Verlede jaar byvoorbeeld is sy parool afgekeur deur regter Desai wat op so 'n adviserende paneel is wat in die geval van mense wat lewenslank sit, aanbevelings maak aan die minister. Hy het dit verlede jaar dit afgekeur, maar hy en die minister het vir ons laat weet ons kan hierdie jaar weer 'n keer aansoek doen. Ons het hierdie jaar weer aansoek gedoen. Ons het Julian Knight, 'n prokureur, gekry om vir ons behoorlike regsdokumente op te trek om die aansoek 'n bietjie meer te verstewig en regstegnies korrek te maak. Ons het ingedien. En terwyl ons geen skrywe swart op wit gekry het nie, het ons redelike vermoede dat regter Desai dit hierdie keer goedgekeur het, dat dit intussen op die minister se tafel lê, regter minister Ndebele, en ek het verskeie gesprekke gehad al. En in die gesprekke het hy vir my aangedui dat hy positief is heens die vrylating van Eugene de Kok, dat hy groot waardering het vir die bydrae wat Eugene gemaak het die laaste 20 jaar om van die misdade wat hulle gepleeg het op een of ander manier weer aan te spreek, want jy kan dit nooit regstel nie. Met ander woorde, hy het gehelp van die begin af, selfs toe hy gedink het hy gaan die res van sy lewe in die tronk sit, hy gaan nooit weer daglig sien nie, het hy gehelp om lyke te probeer opspoor, om van die sake wat onafgehandel is probeer afhandel. En natuurlik jy moet onthou die apartheidsregering of die nuwe ANC-regering het met 'n klomp van hierdie apartheidsagente in ooreenkomste gaan, onder andere om teen de Kok getuig. Nou van daai sake sal nooit afgehandel word, behalwe as Eugene de Kok 'n bepaalde bydrae maak om te verduidelik wat daar aangegaan het. En hy het die laaste 20 jaar dit baie effektief gedoen en in daardie sin dat hy probeer om reg te maak van die dinge wat hy natuurlik by betrokke was en baie van die goed waarby glad nie betrokke was, het hy ook gehelp. So wat staan nog in sy pad om parool te kry, dink jy? Op die stadium kan ek nie dink aan enigiets wat in sy pad staan nie. Die minister moet die finale besluit neem. Nou ek kan my veronderstel dat dit 'n polities gesproke 'n bietjie van 'n balanseertoertjie moet wees. Die oomblik moet reg wees. En ek sou my indink dat dit sin maak om dit na die verkiesing te doen. Dit is ook in terme van my gesprekke met die minister het my geklink of dat die mees sinvolle tyd is as 'n mens tot daai punt kom om dit daai tyd te doen, eerder as voor die verkiesing waar daar reeds geweldig baie ander dinge gebeur. So ek vermoed die minister moet dit goedkeur. In terme van hy is regstegnies is kwalifiseer Eugene, die regsproses het was dit ware goedgekeur en dis nou net 'n politieke besluit en in der waarheid kan 'n politieke besluit nie 'n mens wat vir kriminele klagte aangehou word natuurlik daar hou nie. Dit moet 'n regstegniese besluit wees. Piet, dit klink asof jy volledig aan die kamp van Eugene de Kok is en veg vir hom om parool te kry. Hoekom 'n man soos jy wat hierdie dinge met koel oë bekyk en waar daar dinge kom soos regverdigheid en berou en daai tipe dinge, hoe bring jy die twee goed bymekaar? Wel, ek dink dis presies wat ek doen. Eugene de Kok verteenwoordig vir my die waarheid oor apartheid. EW de Klerk en die kabinet van die Nasionale Party van die tyd verteenwoordig vir my die leuen oor apartheid. Dit wat hulle probeer wegsteek, die liegstories, die verdoeseling, die probeer beter vertoon totdat ek 'n Nobelprys kry. Eugene de Kok het vir ons gesê dit is hoe apartheid gelyk het. Elke mens wat hy doodgemaak het, was die volle konsekwensies van die apartheidstaat. Die apartheidstaat het baie mense doodgemaak
waar daar nie spesifieke opdragte gegee is nie, want die hele stelsel was krimineel. Selfs die korrupsie wat gepleeg was. Om apartheid in stand te hou, moes jy korrupsie pleeg, jy moes moord pleeg, jy moes misdade pleeg. En Eugene de Kock en baie ander, né, die fokus is nou maar op hom. Daar was in elke provinsie omtrent was daar 'n eenheid soortgelyk aan vlakplaas wat soortgelyke dade gepleeg het. Hulle was manne soos Dirk Coetzee. Daar was manne soos Dirk Coetzee. Daar was hordes, ek wil nie eens nou name noem, maar daar was in elke provinsie, in die Oos-Transvaal, in die Noord-Transvaal, in die Oos-Kaap was daar 'n eenheid presies soos vlakplaas. Party van hulle het 'n baie meer moorddadige rekord ook gehad, maar Eugene de Kock is natuurlik opgesit as 'n voorbeeld van apartheid en F.W. de Klerk het hom buite die definisie van apartheid te beskryf en in die media het dit baie sin gemaak om op te stel. Maar tog Piet, dit neem 'n sekere soort mense en 'n sekere soort karakter om daai dinge wel te kan uitvoer. As jy kyk hoe gruisam van daai moorde was. Presies, en dis 'n interessante ding vir my. Ek sit oorkant Eugene de Kock gereeld op Sondag en ek besef hierdie ou sal nooit in sy lewe weer 'n moord pleeg nie. Dan besef ek wanneer mens binne 'n stelsel funksioneer, dit is geen regverdiging wat hy gedoen het nie. Dit sê vir my iets van die stelsel dat individue wat nie moordenaars is nie, wat nie in hulle hart patologiese moordenaars is, jy kan sit in binne 'n stelsel en volledig regverdiging vind vir wat hulle doen. Dit is wanneer 'n system evil word. En apartheid was so 'n stelsel, hy was op 'n bepaalde vlak was hy so evil dat doodgewone goeie mense moordenaars geword het en regverdiging daarvoor gevind het. Maar daar is tog 'n groot klomp pyn en lyding wat nog nie verwerk is deur die families van die slagoffers nie. Ek dink byvoorbeeld aan Japie Maponya. Jy het self gehelp om te soek na Japie Maponya se lijk, maar die familie het dit nog nie gevind nie. Ja, weet, dit is een van die dinge. Ek het eendag toevallig vir Marcia Kossel na Eugene de Kock toe. Marcia se woorde aan hom was want hy het Marcia se ma 2 keer in die kop geskiet. Toe sê sy vir hom ek vergewe jou. Toe sê van nee, jy kan my nie vergewe nie. Hy sê dis die probleem van moord. Die moordenaar moet vir ewig daarmee saamleef. Jy kan my vergewe vir die feit dat jy sonder 'n ma groot geword het, maar dat ek jou ma vermoor het, dit is iets wat voor my deurgelê word. Ek moet vir ewig daarmee saamleef. Nou in die geval van Japie Maponya, dit sal sin maak om die liggaam te kry of om te sê wat van sy lijk geword het. Jy het self gesoek daarna. Ek was self betrokke by die soektog daarna. Ja. Ek was self in Swaziland gewees, ek was self soontoe gewees. So dit maak sin om te probeer om vir die familie berusting te gee, maar jy kan nooit weer daai persoon terugbring nie en dit help nie Japie se familie sê ek vergewe Eugene de Kock, want die feit bestaan is daai moord moet jy mee saamleef, want net Japie, net Marcia se ma kan Eugene vergewe en daardie persoon is reeds dood. Hoe belangrik is in die groot konteks hierdie vrylating en die parool van Eugene de Kock? Want daar's baie mense wat die boeg wil gooi van dit is op 'n of ander manier 'n vorm van 'n politieke afsluiting, maar ek het eendag vir die ANC gesê dit maak vir my sin 'n partykeer om vir Eugene de Kock vry te laat as 'n politieke gevangene, want dan hou jy die nasionale party verantwoordelik vir sy dade, want nou kom hulle weg. Dit lyk nou asof hy apart van die nasionale party opgetree het. Sê ek, laat hom vry as 'n politieke misdadiger, want dan hou jy die nasionale party verantwoordelik vir sy dade. Maar ek dink op die ou end gaan hy waarskynlik kwalifiseer. Hy kwalifiseer vir parool, hy gaan waarskynlik op parool vrylaat en in 'n bepaalde manier, dit is hoe die regstelsel werk. Jy word gevang vir jou misdaad, jy word verantwoordelik gehou vir jou misdaad, jy dien jou vonnis uit en daarna, soos in 'n normale regstelsel, word jy toegelaat om te kyk of jy 'n lewe kan lei soos wat jy veronderstel was om te lei, eerder een wat jy gelei het. Gaan daar afsluiting wees al kry julle nooit vir Japie Maponya sy lijk nie? Dink jy die families sal tot berusting kom en dat daar nou rustigheid sal kom? Moontlik nie. Jy kom nooit tot dink ek tot berusting as jou kind vermoor is of jou familie vermoor is. Maar een wat ek vir jou sê en ek ken vir Eugene de Kock baie goed. Tot die dag wat hy doodgaan, sal hy bereid wees en aktief deelneem daaraan om van die dinge wat gebeur het in die verlede te probeer regstel. So as hy dit nie reg kry nie, dan is dit iets waarmee ons saamleef, maar die feit bestaan is die tipe karakter wat hy is, weet ek, hy sal altyd probeer om op een of ander manier vir die families 'n vorm van berusting te bring in die sin van dat die saak minstens afgesluit word, dat hulle weet wat gebeur het en dat die daar volledige kennis bestaan oor wat gelei het tot Japie Maponya se dood en hoe hy dood is. Maar dit gaan 'n vernuwing bring in 'n nuwe betekenis gee aan woorde soos vergifnis en skuld en berou, nie waar nie? Ja, daai gesprek is baie lankal in die gang. Ek dink om volledig vergewe te kan word, of as dit moontlik is, moet jy minstens baie eerlik wees oor wat jy gedoen het. En dit is hoekom ek dink Eugene de Kock, ek ken nie iemand wat meer met groter integriteit omgegaan het met die misdade waarmee hy gepleeg het, in die sin dat hy volledig vertel het wat hy gedoen het. Hy het 'n volledige bieg en het probeer om in sekere mate dit reg te maak in al die jare wat nie tronk is. Wel, is seker nou maklik om agterna berou te hê, maar soos jy sê, jy kan dit nie regstel. Jy kan die mense wat dood is terugbring nie. Ja. Jy kan dit nooit terugbring. Dit is die probleem met moord. Dit is die probleem hoekom ek
kwaad is vir F.W. de Klerk, want ek dink as hy was die enigste persoon wat namens wit Suid-Afrikaners kon gesê het, ja, Eugene de Kock was die volle konsekwensies van apartheid en daarvoor vra ek om verskoning. En hy het dit nie gedoen nie. En in daai opsig moet ek vir jou sê, dink ek, wit Suid-Afrikaners sal die res van ons lewens, die res van hierdie land se toekoms, sal ons op 'n manier skuldig wees aan apartheid omdat ons dit ontken, want F.W. de Klerk het dit namens ons ontken. Ja, maar Piet, is dit nie 'n maklike uitweg om nou te sê laat die man vry en ons moet ook vergewe, maar moord is moord, nie waar nie? Ja, maar hy word nie vrygelaat om ons om vergewe nie. Hy sê ek wil nie vergewe word want hy word vrygelaat omdat hy sy straf uitgedien het, verantwoordelikheid gevat het. Wel, hy het 17 jaar uitgedien, nie waar nie? Nou, hy sit die 4de Mei as hy 20 jaar in gevangenis. Ja. So dit is die basiese beginsel van 'n liberale staat, demokratiese staat. Jy word verantwoordelik gehou, jy dien jou straf uit en daar's 'n beginpunt en 'n eindpunt. Ons kan nie optree teenoor Eugene de Kock so wat ons dink hy opgetree het teenoor sy slagoffers deur hulle vir ewig verantwoordelik te hou vir dit wat ons dink hulle misdade is nie. Mens moet gestraf word in proporsie met dit wat jy gedoen het. 'n Mens kan met moord eintlik nooit in proporsie gestraf word nie. Maar daar's 'n bepaalde beginpunt as ons werklik in menseregte glo, as ons werklik menswaardig wil optree. Daar's 'n beginpunt en daar's 'n eindpunt. So jy gaan hierdie saak nog verder voer tot hy op paroolvry is? Ek sal aan die Eugene de Kock se kant veg tot die dag wat hy... Dis 'n belangrike saak, is dit nie? Dis my belangrik. Dit gaan op persoonlike vlak of dink jy op 'n wyeer vlak? Op 'n politieke vlak. Ek dink ek het die ding baie goed deurdink, maar aan die ander kant ek het groot deernis in my hart. Ek is baie lief vir Eugene de Kock. Hy's 'n groot vriend van my. En ek dink hy verdien regverdigheid. Sy verjaarsdag, hy verjaar môre, hy word môre 65 jaar oud. So 'n groot deel van sy produktiewe lewe het hy in agter tralies deurgebring. Hy het 'n groot deel van sy lewe, van die beste deel van sy lewe agter tralies gebring. Hy kom uit 'n regsagtergrond uit. Eugene de Kock met sy intelligensie en hy's 'n superbright persoon, kon op 'n regbank gesit het. Hy hoef nie in die tronk te gesit het vir die laaste 20 jaar nie. Baie dankie vir jou perspektief. Dankie. Dit was Piet Kroukamp.